Dit is my verjaarsdag vandag. Ek is vandag 49 jaar oud en dit is ook die dag 77 van ons challenge wat ons 30 kg verloor in 3 maande. Ons tel ons te countdown van dag 90 af en dan gaan ons onder toe tot by dag 1. Dag 1 sal ons laaste dag wees. So vandag is dag 77 en op my verjaarsdag het ek gedink in plaas van om 'n resep te deel vandag, wil ek iets spesiaal met jou deel en dit is wat ek geleer het in my 49 jaar wat vir my kosbaar is. En uit 'n paar lewenslesse, dit hoef nie noodwendig Christelik te wees nie, maar net goed wat ek saam met my dra in my hart. Die eerste ding is wat ook al jy nou het, daar waar jy is, al het jy min, wat ook al jy het om jou, as jy 'n dak oor jou kop het of jy het klere om aan te trek, jy het gesondheid. Jy lewe op hierdie oomblik iemand anders se droom en jy is blessed beyond measure. Al voel dit nie vir jou so nie. Glo my, jy het meer as dit baie ander mense het en hulle droom om net te wees waar jy is. Ek dink dit is die belangrikste ding om dankbaarheid te hê vir wat jy het. En nie altyd konstant net nog te wil hê nie, maar net op 'n stadium net stil te staan en te sê dankie Here vir wat ek nou het. Is die eerste ding. Nommer 2, ek dink wat vir my, nommer 2 wat vir my uitstaan is om te besef dat dit is nie, my pa het hierdie gesê en is so waar, ek dra dit in my hart oor al die jare, en dit is dat, dit is nie jou reg om te lewe en te hê wat jy het nie, dit is 'n voorreg. En om op te tree elke dag asof dit 'n voorreg is om te lewe. Om ouer te word is 'n voorreg. So moenie kla oor jou rinkels en jou goeters nie. En weet, almal kry skete, pyne en goed as ons ouer raak en daar's mense wat hele conversations het om dit. En dis okay, maar hoop om te wens dat jy jonger is want dit is 'n voorreg om ouer te wees. My boetie het vanoggend vir my gesê, die volgende 50 jaar gaan jy ingaan met wisdom en dit is die waarheid. Nommer 3. Eet die koek. Eet die koek, eet die sweeties, eet die goedjies wat vir jou saak maak. Gaan dans in die reën, hou om te wonder en te sit. Ek het al 'n paar keer, die laaste keer wat ek see toe was, saam met Carliek hulle, het ons oor die rotse geklim en daar's 'n paar mense gewees. En ek het daar gaan sit op die rotse en ek het gedink vir myself, "Jesus, dink jy hoe lekker sal dit wees om nou in hierdie water te klim en te swem." En die volgende oomblik toe dink ek vir myself, "So hoekom doen ek dit nie? Wat keer my? Omdat ek vet is, omdat ek bang is iemand gaan my miskien sien of wat is die punt hierso?" Julle, daar's nie mense gewees op die rotse om ons nie en dit is in so diep gully gewees. Ek het my klere uitgetrek, ek het in my panty en my bra in daai see ingaan klim. En dit was die lekkerste swem wat ek in my lewe al ooit gehad het. Die kinders het gedink ek raak mal. Maar op die einde van die dag, who cares, nee? Who cares? Soms moet mens dinge doen wat jou siel streel, nee? Wat jou laat goed voel oor jouself. En hou op om te dink dat ander mense jou heeltyd dophou. Wat my bring by nommer 4, okay. Julle, ons lewe want ons is altyd bang dat mense iets gaan goed sê van jou, nee? Hou op om daar te lewe. Ek dink die belangrikste ding wat ek geleer het, is dat almal dink nie heeltyd aan jou soveel as jy dink hulle doen nie. Jy is nie the center of the universe nie, glo vir my. Jy's 'n kleinste spek wat daar kan wees. As jy uitzoom uit die aarde uit, gaan jy jou nie eers kan sien nie. Wat jy nou doen vandag en môre en oormôre, gaan miskien 'n klein impak in jou lewe hê. En miskien, as jy gelukkig is, op jou kinders se lewe. Maar daarna is dit weg, verby. Hulle gaan vir jou vergeet. So, gebruik die tyd wat jy het en maak dit vir jouself lekker terwyl jy nog hier is. Lewe so naby as moontlik aan jou Skepper en as dit goed is, doen dit in oorvloed. En dan nommer 5. Gaan speel weer. Jy het my reg gehoor, gaan speel weer. Vind iets wat vir jou lekker is om te doen, want die lewe is so kort om net te veel ernstig te wees die hele tyd. Ons is so ernstig die hele tyd oor alles. Ons werk ons dood, ons doen alles so, beplan alles haarfyn.
Raak impulsief en begin speel soos 'n kind. Gaan stap kalfvoet op die gras. Gaan staan in die reën. Gaan eet die koek. Gaan kleer in. Gaan doen iets wat vir jou lekker is om te doen, want die lewe is net te kort om nie hierdie dinge mee te doen nie. So ja, dis my 5 goedjies wat ek vir jou wou gedeel het vandag. Ek dink as ons onsself minder ernstig opneem, sal die lewe baie beter wees. Lag weer 'n slag en geniet dit net om hier te wees. Mag jy 'n heerlike, fantastiese dag hê.